dit, sy het nie verstaan die werke, kyk, dis ek vir julle gesê, daar die laaste deel waar die huismaak in is, nee, daar is ek het hulle 'n bietjie opgeneem. Maar basically, hoe dit regtig gewerk het is, die persoon, hy het agter Nadia aangehaal en sê, hey, waar is die Johan, kom terug, Johan! Sy het nie verstaan, dit was 'n huismaak, verstaan jy? So dit is presies dieselfde, daar sit 'n manier om die storie te kommunikeer, en dit is goed nie gespeel het, maar dit is 'n cool klip, hè? Dit was toch vanaf dis, ja, dit is. So wat ek sal doen, is, ek sal bietjie vir julle vra, want ek het ander video's ook geskiet, want ek nie in my place, maar miskien wie van julle sal laat kom en skribbeers speel met ons praat. Sal julle dit laai? Ja. Okay, ek sal kyk wat die video's ek gaan maak, as ek volgens so nog gaan sê, okay, kom ons skryf, as ek ons Saterdag op mekaar, dan skiet ons uit alle video's. Lekker, is reg. Okay, anyway, in die Bybel, in Openbaring 1, vers 7 tot 8 staan die volgende, okay, en sê hulle luister. So jy moet raak konsentreer. Lees. Kyk, ek kom op die wolke. Kyk, hy kom op die wolke. Elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, al die nasies op aarde, sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ek is Johannes, julle medegelowige. Deur ons regte verhouding met Jesus, deur ons saam in die swaar kry, maar ook in sy heerskappy en die verwagting. Dit gebeur dat ek op die eiland Patmos beland het, omdat ek die boodskap van God en die getuie wat deur Jesus gelewer is, gepreek het. Op die dag van die Here was ek in die greep van die Gees en het reg agter my harde stem, soos 'n trompet hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boekrol neer en stuur dit aan die 7 gemeentes, na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En daai 7 gemeentes gaan nog baie van dit hoor. Okay. So Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het toe omgedraai om te sien wie se stem dit was wat my gepraat het. Nadat ek omgedraai het, hier raak dit interessant, het ek 7 goue kandelare gesien. En in die middel van die kandelare, iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n keringstuk aangehad wat tot op sy voete gehang het en 'n goue band was om sy bors vasgemaak. Sy kop en sy hare was so wit soos wol, so wit soos sneeu. En sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete was soos gepoleerde koper wat in 'n smeltpunt gloei. En sy stem soos die geluid van baie waterstrome. In sy regterhand het hy 7 sterre vasgehou. En uit sy mond het 'n skerp swaard met 2 snykante uitgekom. Sy gesig het helder geskyn soos die son in sy fynheid. Toe het ek hom gesien. Ek het voor sy voete neergeval soos 'n lijk. Hy het sy regterhand op my neergelê gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste. Die lewende, ek was dood en kyk, my leef ek vir altyd. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dis nog intens as ek lees, né? Die Here God, Jesus, wat vir Johannes hier Openbaring gee het, die oomblik wat ek omdraai, sien hy hierdie beeld. Sy het weer gesê, God is in beheer, en hy is, wat ons noem, soewerein. Beteken, alles in die heelal het hulle ontstaan en bestaan aan God te danke voor. En hy heers daaroor. En hy heers daaroor in heerlikheid en in mag en in krag. En daar is niemand hoër as God. Hierdie gedeelte begin met 'n gedeelte van oorwinning. Wat sê as Jesus weer kom, sal almal hom sien. Tot die mense wat hom doodgemaak het. Nee, is altyd die imagine, ek ken ons in die stories, weet, dan is ons die spooke wat terugkom en die ouens kom rond, jy weet,
hy is doodgemaak met 'n, wat sal ons sê, 'n candlestick in die library, nee. En dan kom Liepers die spook nou terug en hy soek nou dan honde in jou. En hy imagine, jy weet, jy het Jesus in die kruis vasgespijker en Jesus kom terug die wolke. Jo, of jy gaan dood, jy staan vir die poorte van die hemel. Yes, right. So Jesus sê God, hy oorwin, hy sê hy die dood oorwin en die doderyk oorwin. So Jesus beklem toe heel eers net sy oorwinning. Jesus se goddelikheid word beklem deur daai wolke. Hulle het gesê ons hy is gepraat van wolke. Nou wat het gebeur? In die Joodse tradisie was God se teenwoordigheid en die goddelikheid altyd teenwoordig gemaak deur wolke. Toe die Israeliete die tabernakel gebou het, is daar wolke wat die tabernakel omsing het en oral as wolke gewees het, dit beteken God was teenwoordig. En wat het gebeur toe die Israeliete uit Egipte getrek het? 'n wolkkolom het hulle in die dag gelei en 'n vuurkolom in die aand. So die goddelikheid van Jesus in hierdie beeld word nou bevestig deur die wolke wat jy daar so sien. Dan sê God, en dan sê God, ek is die Alfa en die Omega. Daai is 'n hoofletter A in Grieks en daai is 'n hoofletter Omega, dis 'n O. Dis nie 'n O nie, dis 'n O. Soos twee oë is al mekaar ryk so. Dis 'n ou. So Omega en Alfa, okay? So Alfa is die eerste letter in die Griekse alfabet en Omega is die laaste letter in die alfabet. Maar die Griekse alfabet werk ook so. Dit gaan nie oor dat God sê hy is die begin. So alles het weer ontstaan en hy is die einde. Alles gaan tot oneindig. Hy sê nie net hy is die begin en die einde. Hy sê ek was daar in die begin en ek sal wees tot in die einde. Maar ek is teenwoordig in die middel van alles ook. Dit is 'n tipe van 'n manier om dinge te gesê het ook in daai tyd. En op 'n Griekse manier, Alfa tot Omega beteken van die begin, alles wat tussenin is en die einde. So as dit vertaal in Afrikaans kom, met nog makliker vir dit te maak om te verduidelik. A tot Z, hoeveel letters is tussen A tot Z? 22. Hoeveel letters is in die alfabet? So is 24. Okay, great. As jy sê A tot Z, dan beteken dit jy include mos alles. Jy sê nie A en Z nie. Jy sê A tot Z. Nou, in Grieks, as ons dit nou vertaal, het jy gesê, weet, Alfa tot, ek sê Alfa en Omega. Ons vertaal dit baie keer so, maar die spreekwoord sê eintlik Alfa tot Omega. Dis dit verstaan ek. Soos dat julle alles binne. En wat dit eintlik beteken is God is betrokke nou. Hy is in die hede in jou lewe waar jy nou is betrokke in jou lewe. Vir die Christene van daai tyd wat so hektiek vervolg was dit crucial woorde om te hoor. Johannes, voordat hy gestuur is, was in 'n pot kokende olie gegooi. Soos die olie kook. Jy weet ons het gebeur met die chip is 'n stuk aardappels in my op en dan. Nou die goeie mense se gevoel. Maar hy het dit oorleef, hy het nie is 'n skraapie gekry nie. Dis hoekom hy nog 'n extra in die pad moes toe, want hulle was so bang vir hom. Maar hulle was te bang vir hom om iets anders te probeer en dood te maak. So toe extra hulle weer in die pad moes toe. Dis toe waar hy nou die openbaring kry. So vir Christene wat hektiek vervolg was 'n God wat sê ek is steeds betrokke by julle. Intense belangrike ding. En dis awesome want Johannes sê dit heel eerste. God openbaar dit heel eerste. In Johannes. Dan is daar 7
7 gemeentes, 7 kandelare, 7 sterre. Daar was nog 'n 7 gewees. Ekskuus? Nee. 7 briewe. 7 briewe moes gestuur word aan 7 gemeentes, die 7 kandelare wat die gemeentes voorstel, en die 7 sterre. Nou moet julle verstaan dat 7 is die volmaakte getal. So dit is die getal wat sê, jy weet, sien jy daar's 'n sirkel om die 7, beteken dit alles vorm 'n geheel. Okay? So as 7 briewe geskryf. Al 7 daai briewe moet gelees word deur al 7 gemeentes. So kom ons sê daar's 'n brief van Laodicea geskryf, 'n brief vir Efese en 'n brief vir Philadelphia. Laodicea, Philadelphia, Efese, al daai briewe gaan gelees word by Smyrna. Al die briewe, al 7 briewe gaan gelees word by Efese. Al 7 briewe gaan gelees word by Pergamum. Hoekom? Want elke gemeente se sterkpunte en swakpunte verskil. So 'n ding wat vir jou 'n les is om te leer, is weer vir iemand anders 'n vermaaning. Moenie dit kraai nie. Jy sien nou wat met Efese gebeur. Moet jy dit nie probeer nie. 'n Ding wat vir Efese miskien 'n massive waarskuwing was te sê, stop nou hiermee. Dis vir Smyrna, dis het daar aangaan. Dis so hulle dit interpreteer, miskien ons op anders. Maar so leer ons uit by mekaar. So leer hulle by mekaar oor wat reg is. Laodicea het baie lou water gehad. Dit gaan toe as ons kom by die tipografie en goeders. Elke van hulle het spesifieke kenmerke gehad. Baie unieke goeders. En hulle kom baie sterk met mekaar leer. Dis hoekom hulle sê, maar weet jy wat, jy moet hierdie 7 briewe moet aan al 7 gemeentes gestuur word sodat hulle kan leer met mekaar. En weet dan kan ons ook daar, ons leer vandag nog ook van daai briewe af. Dis amazing wat ons daai alles leer. En hoe dit vandag nog applicable is in ons lewens. Dan gesien, ja, ek hele raad ek doen goed, Openbaring is nie so baie op my notes nie, ek is trots op myself. Anyway, so ek het weer gesê, ons voel baie keer gevoel van magteloosheid. En dan moet julle weet, ons nou hierdie Christene was hektiek vervolg en alles, ne? En dan het op my hektiek magteloos gevoel in hulle omstandighede. Maar as nie baie wat hulle kon doen nie, verstaan, as die ouens hulle gevang het hulle toegesluit in zeftronke, jy weet, niks water nie, hierdie tronke waar het vandag is, kry daar water en soeliets en goeders, so daai tyd was dit nie so nie. En dat hulle maar daar gebly tot hulle eendag besluit het, kyk as jou beerd, dan gooi hulle jou in 'n leeukuil en dan eet leeu se op. Vir ander mense om dit te kyk en dit kyk hoe hy daai ingebou. Ek kon dit nog nooit verstaan het hoe mense dit gedoen het, maar hulle het dit gedoen. Hulle het Christene met teer gesmeer en hulle gebrand in die aande vir straatligte. Ek weet dit is nie die groot reg. Sê dit. Dis baie sad eintlik. Dat die mens, God het ons al geskep. Elke van ons wat hier so sit, het emosies, het gevoelens, het 'n toekoms, het 'n verlede, het goeie staat in hulle lewe gebeur, het 'n slegte staat. Maar wie van, was dit vir my baie keer, ek kan nie verstaan hoe ander mense net kan sê, maar dit jou mens, die mens wat jy is, stel. Net wat jy glo het. Maak nie sin nie, maar dit was van daai Christene hektiek gewees. En ons lewe in 'n tyd waar dalk hektiek baie seker is, soos ek het nou vir julle genoem. Staf soos die regering, ek is nie 'n politikus nie, en ek is glad